Goeiemiddag en baie welkom by die program Vrou Wees. Dankie dat julle ingeskakel is by Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. As julle wil saamluister vanaf die webtuiste, is julle baie welkom om so te maak op www.livefm.co.za. Daarso kan julle ook na vorige boodskappe gaan luister wat julle dalk moontlik gemis het, of sommer net weer na wil gaan luister, of as daar 'n boodskap is wat julle dalk graag vir iemand wil aanstuur, vir 'n vriendin of so, dan maak gerus so en julle kan dit doen daar op die webtuiste en dan gaan julle in by content en daarso kan julle dan die link aanstuur vir julle vriendin. En dan kan julle ook gebruik maak van die Live FM app en daarso ook saamluister en dan as julle wil kontak maak met Live FM, dan kan julle gerus so maak deur WhatsApp is 066 516 6917. En dan is dit ek, Chantal van der Merwe, saam met Marlies Engelbrecht. Dis lekker om hier te wees. Ek het verlede week so 'n bietjie vasgehaak daar op jou van. Net eers seker gemaak het dit. Net so 'n bietjie vasgehaak daar so vir 'n oomblik. Maar sonder dat ek nou hiervan vergeet, wil ek net graag weer sê. Vrou wees is nie net 'n rol nie, dit is 'n kuns. Om sag te wees in 'n harde wêreld en sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak werklik 'n verskil deur ons liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë, soms trane ook. Ons is nie perfek nie, maar ons is regtig perfek geskape. En ons is reg. Daai regtig wou ek net daarin werk, want daai is my vriend se special woord. Ek love it as jy daai sê. Hoe was jou week sover? Ek weet ons trek nou eers by Dinsdag, maar hoe was dit sover? Dit gelukkig alles neem af. Ja. En rustiger. Dinge raak nou 'n bietjie rustiger. So ja, dit is meeste van die mense is in elk geval nou besig om bietjie af te skaal, bietjie rustig te raak. Net bietjie weer leisel saam te trek en ja, so hoeveel te meer kan ons dit nie doen wanneer ons so bietjie in die woord is en so bietjie kan saam sit en gesels en ek wil julle regtig motiveer om gaan maak vir julle 'n lekker koppie koffie of as dit nou jou thing is, of 'n chai latte en of 'n koppie tee en gemaak jy 'n lekker koppie tee, trek 'n notaboekies nader as daar 'n gedagtetjie is wat by jou opkom, dan deel dit 'n bietjie met ons en journal bietjie saam met ons en gesels bietjie saam met ons en dan ons gaan gou dan vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hier weer terug. Baie welkom terug. Ek is Chantal van der Merwe by Vrou Wees en saam met my is Marlies Engelbrecht en ons kuier vanmiddag weer 'n bietjie saam met julle. So, daar is nogal 'n topik waaroor ons gepraat het en by 'n vorige episode en daar is daar nogal iets wat ons gevoel het om net bietjie buite sit op dit. En die tema het juis gegaan oor hy is alles in alles. He's all in all. En ons het nogal die fokus teruggevat op dat Jesus die middelpunt van alles moet wees. In alles, deur hom is dit bestaan alles en om net weer 'n bietjie die fokus terug te gebring het na Jesus toe en Marlies, iets wat jy nou nogal verlede week gesê het, is hoeveel keer Paulus Jesus in dit ingebring het en dan was daar met party van die verse waar hy meer Jesus ingebring het as wat daar verse was in daai spesifieke afdeling. En dit was nou nogal vir my baie interessant om dit te kon hoor en te kan uitvind en om dit het my as persoon net baie meer bewus gemaak van hoeveel te meer mens Jesus net moet inbring en die middelpunt daarvan maak en alles wat dan net om hom draai en
wanneer ons so om hom dans, dan doen ons die regte dans. As ek het nou sommer, ek love it om te dans en ek het sulke lekker dansgirls. So, dis vir my altyd lekker. Maar ja, om hom net weer 'n bietjie die fokuspunt te maak. Maar jy het iets saamgebring wat jy graag wou ook bietjie bylas op dit. Weet jy, dis nou interessant, want dis juist dit waar ons, toe ons gepraat het verlede week, en ons sê, ek dink ons het gesê in Kolossense 1, het net 29 verse, en Paulus praat 30 keer verwyse na Jesus. En dis juist in Kolossense 1, wat ek nou met jou iets wil share vandag, met jou en die luisteraars. Ek wil sommer so hier en daar gou 'n paar punte uithaal, wat sommer so opgepop het nou nog, van Christus, wat die absolute middelpunt is, die fokus is, dat die Vader verwys na Jesus meeste van die tyd, en die Heilige Gees verwys ons terug na Christus toe, na Jesus toe, meest altyd. So, vers 15 in Kolossense 1, hoor gou mooi is dit, en nou wil ek ook by sê, ek dink teen hierdie tyd weer die luisteraars al, ek hou van die Passion Translation, maar ek wil hulle asseblief elkeen encourage, vat jou eie Bybel, vat jou eie vertaling en gaan vergelyk dit. Want dit kleer dit net soveel mooier en baie keer maak dit iets vir ons oop wat nie oop was 'n vorige keer vir ons nie. So Kolossense 1 vers 15. Christ is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. Hoor wat sê hy, and he's the firstborn heir of all creation. Everything finds completion in him. So hy is die firstborn, hè? Ons kom na hom. Ja. So, dit beteken, hy is die eerste een en hier kom ons agterna. Ons is presies in daai selfde sinnetjie. Dis vers 15, Christ is the divine portrait, the true likeness of the invisible God. So, hoe Christus is, as jy wil weet hoe God is, kyk na Christus. Vers 19 en 20 sê, God is satisfied to have all his fullness dwelling in Christ. And by the blood of his cross, everything in heaven and earth is brought back to himself, back to the original intent and restored to innocence again. Hoor mooi, God is satisfied to have all his fullness dwelling in Christ. Die volheid van die Godheid is in Christus. En nou sê dit hier in vers 19, God is satisfied. So, hy is so absoluut, wat is die woord in Afrikaans? Ek probeer nou dink, ek het geweet jy gaan my vra. So absoluut tevrede. En dat sy volheid in Christus kan wees. So, nou kyk ons, as ons vers 20 kyk, as ons hierdie versie opbreek, Christus reconnect us back to himself, dis die eerste ding, hy bring ons terug, dan, he releases his supernatural peace to you, sy supernatural vrede, gee hy vir ons, you can dwell in his presence, gaan lees daar, ons kan binne in sy teenwoordigheid wees die heeltyd, there is nothing between you and the Father, niks nie, he sees you as holy, flawless and restored, holy, flawless, en daar is een van die vertalings wat sê, above reproach, restored. So gaan lees vers 19 en 20 in Kolossense, dis absoluut amazing. As jy verder gaan, vers 26. The divine mystery now being revealed, unfolded and manifested for every holy believer to experience. Wat is dit? Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. Binne in ons is Christus. Wat ons absoluut tot oorlopends toe volmaak met daai verwagting van glory. Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope, filled with the riches of glory for his people, and God wants everyone to know it. So binne in ons is Christus, en daai binne in ons is 'n heavenly kus, vol van alles, net soos wat ons daar gelees het aan die begin,
God is satisfied to have all his fullness in Christ. Net so is Christus binne in ons hierdie absolute hemelse kus, hierdie treasure chest is 'n wat is al hierdie Skatkis. Ja, daar's hy, 'n verskriklike groot skatkis. Of hope filled with the riches of glory for his people. Is dit nie absoluut amazing nie? As jy bietjie aan gaan staan daar ook, Christ is our message. Christus is ons boodskap. En ons, we preach with tireless intensity. Ons word nie moeg nie. And with his power flowing through us. Dis hoekom ons preek, dis hoekom ons daar buite vir mense, ons hoef nie net met woorde te preek nie. Ons lewens preek vir mense. Ja. Why? Dan staan dit daar, to awaken hearts, eerste een, tweede een, om harte wakker te maak, tweede een, of nuuskierig, né? As iemand nuuskierig raak oor wat is dit, wat sien ek in jou? Ja. Tweede een, bring every person into the full understanding of truth. That's why we preach, om iemand na die waarheid toe te bring, en wie is die waarheid? Christus is die waarheid. Yes. En die derde een, present to every believer the revelation of being his perfect one in Jesus Christ. Elkeen van ons is perfek. As God na ons kyk hy deur Jesus, hy sien ons blauwly, blameless and above reproach. So, alles in Kolossense 1, waar ons gesê het, waar Paulus so baie van Jesus praat. So, gaan ondersoek hierdie vir jouself, en gaan sien, elke luisteraar, gaan sien hoe amazing en vol is Paulus van Christus en hoe hy oorloop. Ja. En nou speel ons, soos ons gesê die vorige keer, speel ons in Paulus se piering, want hy is so tot oorlopends toe vol, oor wat van Christus en hoe hy praat van hom, dat hy oorloop is wat na ons toe vloei, en wat ons so lus maak, en ons gaan lees en gaan kyk, hoe ryk is Kolossense aan Christus en wie hy is. Ja, en jy is ook daai, wat jy sê, daai oorlopends toe vol, en uit sy oorloop uit kry ons weer, en ek sê ook altyd vir my kinders, laat jou ek het dit nou nie spesifiek gesê oorloop nie, maar dit kom daarop neer, laat jou oorloop so wees, en so exciting wees, laat dit mense werklik waar so nuuskierig maak van, wat is dit wat jy het, wat ek kan kry, om daai tipe joy te hê, of daai tipe deursettingsvermoë te hê, en wat is dit wat ten anderste is? Daai peace, daai vrede, daai wat alle verstand te bowe gaan. Och, en dit was vir my so mooi, 'n vriendin het nogal net gister, sê sy vir my, want sy kyk na 'n foto van my dogter en nog iemand wat saam met haar is, en toe sy so, en ek sien sy vergroot hierdie foto, en sy vergroot, en sy gaan tot by die oë, waar die twee dogters se koppe so langs mekaar is, en sy kyk so in die oë, en sy sê, sy sien soveel vrede in die oë, en mens kan soveel spanning in die ander oë toe nou optel, en om daai absolute vrede wat selfs so deur ons oë wat net so het kan wys, en dit laat mense so warm en lekker voel. En jy smag na dit, en daai mense nuuskierig maak. Ek love it. Ek en Denike het nogal een keer bietjie gechat hierso, en ons het juis oor nuuskierigheid vir die Here, en nuuskierigheid wat in mense is, om mense na hom toe te vat. Maak mense nuuskierig. Ja. Dis baie awesome. Baie welkom terug na die advertensiebreek en die musiekbreek. Marlies wil baie graag gaga vir ons hier, nie gaga nie, vir ons rustig, daai vrede, daai nuuskierigheid. Ek het iets raak gelees en so 'n bietjie aan hom verander, is eintlik 'n Engelse ding wat ek vertaal het in Afrikaans, so kom ons kyk hoe gaan dit. Maar ek wil graag met jou share, met die luisteraars, met julle almal. Yes. In 1 Samuel 16 vers 11 staan daar: Toe vra Samuel vir Isaai: Is dit al jou seuns? Isaai antwoord: Daar's nog die jongste, maar hy pas die skape op. Samuel sê toe: Stuur iemand om hom te gaan haal. Ons sal nie gaan sit voordat hy hier is nie.
dis wat die skrifgedeelte sê. Nou hoor hoe mooi is dit. Toe Samuel by Isaai se huis aankom om die volgende koning te salf, het almal bymekaar gekom, almal behalwe Dawid. Hy was nog buite, besig met die werk waarvoor niemand jou prys nie. Jy's vergete, jy's ongesien, nie genooi na die oomblik wat ander mense sou vier nie. Maar toe spreek Samuel 'n sin wat die vertrek laat totaal en al stil word en kultuurgrense heeltemal skuif. Want hy sê, ons sal nie sit voordat hy nie hier is nie. Nou in antieke Israel was daar 'n teken van eer. Jy staan vir iemand wat saak maak. Jy bly op jou voete om te wys hierdie persoon is van krag, van tyd, van aandag en die wag werd. So stel jou die toneel voor. Isaai se oudste seun, lank, indrukwekkend, alles wat 'n koning veronderstel is om te wees. Almal staan, almal wag. En weet jy wat? Almal in die houding van eer vir die seun wat niemand gedink het om eers te roep nie. Sure. Die kultuur sou sê, die jongste, die skaapwagter, die onbelangrike een, maar die hemel fluister, ja, wag vir hom, eer hom. Hy is die een wat ek gekies het. Samuel het nie gaan sit nie. Hy het nie tyd verdryf met klein praatjies nie. Hy het nie gesê, kom ons sit maar totdat hy kom nie. Hy het gesê, ons sal nie sit nie. Want die aankoms van God se uitverkore ene verdien volle aandag, volle eer en volle stil word van die hart. Lank voordat Dawid ooit 'n kroon gedra het of 'n slingervel opgetel het, lank voordat liedere in sy naam geskryf is, het God hom reeds met koninklike eer gemerk. Nie oor sy voorkoms nie, oor God se keuse. Sommige van ons voel dalk soos Dawid in die veld onsigbaar, stille laste om te dra. Ons voel dalk dat ons buite is, terwyl ander saamkom. En ons wonder of God ons naam vergeet het. Luister, die hemel staan nog steeds, en die God wat jou roep sê, ek beweeg nie aan sonder jou nie. Ek sit nie, totdat jy nie hier is nie. Ek voltooi altyd alles wat ek begin. Maar hierdie verhaal strek verder as Dawid. Dit strek oor eeue heen en wys jou op die koms van 'n groter seun van Dawid, Jesus, die ware herderkoning. Vandag roep die skrif ons na dieselfde houding, bly gereed, bly wakker, hou jou lamp aan die brand. Hy is die een vir wie die skepping stilstaan, die een waarna die geskiedenis neig, die een wat elke waghart eendag sal sien. Dawid is geëer nog voordat hy die vertrek binnegekom het en Christus is die een voor wie elke knie sal buig. Dawid het uit die veld gekom waar niemand hom besoek het nie en Christus het uit die hemel gekom om die te bereik wat niemand waardeer het nie. Dawid se aankoms het Israel se verhaal begin, maar Jesus se koms sal die verhaal van die ewigheid begin. Laat jou hart dus dieselfde belofte fluister wat in Isaai se huis gehoor is. Ons sal nie sit nie. Ons sal gereed bly. Ons sal getrou bly. Ons sal staan totdat die koning vereer is. Is dit nie mooi nie? Dis baie mooi. Ja, ek sit hier soos 'n klein dogtertjie en luister. Daai prentjie van 'n absolute, ek het dit nog nooit so gesien nie, toe ek die ding lees en ek besef, Samuel se woorde aan Isaai, ons sal nie sit voordat hy nie hier is nie.
Dit was so absoluut amazing en om te weet dat die agtergrond is dat daai of die antieke Israel dat jy vereer, jy staan as mense vereer word. So daai absolute prentjie was van Dawid wat ingekom het en almal staan. Ek kan nie dink hoe hy gevoel en hoe toe hy daar inkom en almal staan hier toe hulle hom en niemand het gaan sit nie. Ek dink vir 'n oomblik dink jy, is ek nou by die regte plek? Het hulle regtig bedoel om my te roep? En wow, ja. En weer eens hierdie gaan maar oor as ons fokus op Christus en dis hoekom hierdie my so gevang het. As ons fokus op hom en hom die middelpunt maak en regtig 'n posture, 'n liggaamshouding van ek bly regop, ek bly op my voete, ek bly getrou, ek bly gereed. Maak nie saak wat om my gebeur nie. Ons praat so baie van die woord undaunted, dat ons nie omgegooi word oor dit wat om ons aangaan nie. Ja. Maar dat ons wakker regop staande bly. Ja. Om hom te vereer, om hom te skyn daar na buite. Ja. Ja, en dit laat my presies daai deel wat jy nou gesê het, laat my dink aan daai verhaal van die 10 maagde waar waar hulle aan die sloop was, en die 5 wat reg was met hulle olielampies reg en so aan om die bruidegom te ontvang. En hulle was wakker en hulle was voorbereid gewees. Is ons vandag wakker en voorbereid? Is ons lampies vol? Het ons verhouding met hom? Is hy die middelpunt van ons bestaan? Ken hy ons? Of sê ons ken hom, maar hy ken nie ons nie. Ons het nie daai verhouding met hom nie. En my seun het my ook nogal die eendag vra hy vir my, hy sê, "Ma, wat maak jou om die hemelpoorte te hom?" Ek sê vir hom, weet jy, as ek daai sommer net in my onkundige manier kan antwoord, is dit net om te sê dat, ken jy hom regtig? Ken hy jou? Ken jy hom omdat jy weet van hom en jy het Bybel gelees en jy die storieetjies gehoor en jy luister soms as mamma praat en so aan, of ken jy hom laat hy jou ken? Ken jy hom so laat hy jou ken? Klop, as hy klop, maak jy vir hom oop, laat hy met jou kom fellowship het, laat hy kan weet, hy is die middel, laat hy weet, dat ons weet, soos jy altyd sê, dat hy is die middelpunt van ons bestaan. Hy is ons alles. Hy is die waar dit begin en waar dit eindig en daar's glad nie 'n breek daartussenin nie. En dit is deurlopend, dit is nie begin vanoggend en stop gou na ontbyt en gaan hervat weer miskien vanaand. Dit is deurlopend van die oggend tot die aand, die heeltyd in hom, hy in ons en alomteenwoordig, die middelpunt van alles. Absoluut. Absoluut. Toe ek so deurgaan en ek lees so van Jesus en ek fokus op dit, kom ek af op die engel wat by die herders gekom het en vir hulle gesê het, ek bring vir julle good tidings of great joy. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot vreugde. Good tidings of great joy. Wat my absoluut amazing is ons verstaan nie regtig wat beteken daai good tidings nie. Good tidings is vir ons net as dit met ons goed gaan. Good tidings is so goed soos wat dit om ons gaan. En dis daar waar ek dink die lewe om ons spreek baie harder as wat waarheid spreek. So as ons net weer kan uitkom by wat is good tidings? Good tidings of great joy. Want dis reël. Ons laat toe dat dinge ons te veel pla en dat dinge
om ons so negatief is en later net wanneer ons sien dan is ons hart weer, dan is ons hart negatief of ons is maar goeie tyding van groot vreugde. Ek wil 'n bietjie bemoediging bring in hierdie ding, want Lukas 2 vers 10, kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot vreugde, wat vir die hele volk sal wees. Goeie tyding beteken nuus wat jou hele wêreld verander. Nie seisonale vreugde nie, koninkryksvreugde, nie kunsmatige vreugde of 'n kunsmatige of 'n aangeplakte glimlag nie, innerlike vryheid. En ook nie tydelike verligting nie, maar blywend. Alles wat, so dis 'n goeie tyding wat blywend is. Hierdie nuus is geanker in een persoon en dis Christus. Hy is die middelpunt, die boodskap en die betekenis daarvan. Christus, die middelpunt, die boodskap en die betekenis. Van daai nuus net in een persoon geanker. So, as ons lekker gesels oor dit, toe die engel na die herders toe kom en dit sê, hy het nie gesê, julle moet beter wees, of julle moet julle self regmaak, of julle moet harder probeer nie. Hy het vir hulle gesê, ek bring vir julle goeie nuus. En nuus beteken iets wat reeds gebeur het en dit raak jou. So, dit het reeds gebeur. Hy het nie gesê, jy moet beter wees, jy moet jouself regmaak, jy moet nou harder probeer. Hy sê, hier is reeds goeie nuus, ek bring dit. So, in hierdie hele ding, vir vroue wat saam met hulle dra skuld, skaamte, uitbranding, die druk om alles te dra, van ma wees, van vrou wees, van mamma, van die verantwoordelikheid, van moederskap, van vrou, van die huishouding wat 'n mens moet bestuurder. Die las om altyd genoeg te wees. God begin nie by eise om te sê, jy moet, soos wat ons nou gesê, die herders doen nie. Hy begin by die goeie nuus, wat hy vir ons gedoen het. So, as ons so sit en regtig, as jy vir jouself afvra, watter storie, wat in my lewe, waar is ek op hierdie stadium met al die aspekte van my lewe? En as ons dan vir onsself kan sê, dat my lewe verander die oomblik as Christus in my storie instap. So maak nie saak waar ons is, wat ons doen nie, dit verander die oomblik as Christus in my storie instap. Ons gaan net gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is nou weer terug. Dat sê, welkom terug. Marlies gaan aan. Die platform is joune. As ons kyk weer. Ek hang aan jou lippe, sorry. Dis ek sit nou hierso en ek is in vervoere met wat jy sê. So, dis hoekom ek sê die platform is joune. As ons kyk na groot vreugde. Hy het weer eens die engel het by hulle gekom en gesê, ek bring vir julle goeie tyding van groot vreugde. Nou, as ons bietjie dink aan die gevoel wat jy kry, wanneer iemand bly is om by jou te wees, of wanneer jy bly is om by iemand te wees. Dink net 'n oomblik aan daai gevoel, en hoe lekker dit is. Nou, groot vreugde. En Christus wat aarde toe kom, is God wat sê, ek is bly om by jou te wees. Want God was in Christus ook, né? So, hy's bly om by ons te wees. Ons bring hom vreugde en hy kies vir ons. Hoekom anders sou hy vir Jesus gestuur het? So, elke vrou, daai groot vreugde, en Christus wat by aarde toegekom het vir elkeen van ons, moet elke vrou vandag hoor, ek en jy ook, dat jy word nie net verdra nie, jy word waardeer. Jy is nie verlaat nie, jy is vergesel deur Christus homself die heeltyd. Jy is nie vergeet nie, jy is gesien en jy is gekies. Hy sê dit so in sy woord, ek het jou gekies. Vreugde is nie iets wat jy opwerk en opwen nie, dis iets wat jy ontvang omdat God oor jou glimlag. Hierdie
groot vreugde, die great tiding of great joy. So, ag, dit is net iets wat ek wou share ook met julle vandag. As ons verder kyk na daai versie, nee, sê hy, dis vir alle mense. So niks diskwalifiseer ons nie. Die engel het nie gesê hierdie tyding is vir die perfekte, of vir die sterk een, of vir die supergeestelikes nie. Hy het gesê, vir almal. Almal is gebrokenis, uitgeput is, die oorwerkte maas, die dogters met die seer harte, dis vir vroue wat voel hulle het misluk dalk, vroue wat families moet dra, wat dalk seer het, wat dalk hartseer het, vroue wat in die donker bid, en dan vroue wat opstaan wanneer hulle nie kan nie, wat val en weer opstaan, en val en weer opstaan. Vreugde is nie vir die elite nie, vreugde is vir jou, dis vir almal. So ek wil net vandag vir jou vra, as vreugde regtig vir jou is, watter vrou sal jy dan word? As jy die volle vreugde wat God vir jou het, vol word, sien jy jouself dan? Sien jy jouself vol vreugde? Sien jy jouself rustiger, vryer, meer waardig? Visualiseer vir 'n oomblik daai vrou vol vreugde, want dit is wat God sien wanneer hy na jou kyk. Wanneer Christus die middelpunt word, wanneer hy instap, verander alles. As ons so dink aan Christus, ons dink aan Kersfees, ons dink aan die baba. Hy is nie 'n baba wat net gebore is nie. Hy is 'n koning wat gekom het. 'n Koning wat vervang vrees met vrede, skaamte met waardigheid, gebrokenheid met genesing. Hy vervang swaarmoedigheid met vreugde en angs met identiteit. En dan wanneer Christus die middelpunt van 'n vrou se hart word, dan is ons kalmer. Ja. Dan is ons skerp met ons besluitneming. Ons groei selfvertroue en ons selfspraak of ons selftalk word beter, want daai is nogals 'n erge ding. Ja. Ook wanneer Christus die middelpunt is van 'n vrou se hart, herstel haar verhoudings, haar doel en dit wat sy weet wat sy moet doen, word weer wakker in haar. Alles in die lig van Christus word dan moontlik. Ek wil vandag vir jou sê, vrou, jy dra nou die goeie tyding. Ek en jy dra nou die goeie tyding. Vroue dra lewe en hoop. Ons dra die atmosfeer. Ons dra die geloof. En ons dra soms die identiteit ook. Onsself, maar ook ons kindertjies en die om ons. Die engel het eens gesê, ek bring goeie tydinge, maar vandag sê Christus vir jou as vrou, jy dra nou die goeie tyding. Jy is die een wat vrede in jou huis moet bring, hoop in jou werksplek, identiteit in jou kinders, lewe in jou verhoudings en lig in elke ruimte waarin jy instap. Jou teenwoordigheid is dit wat praat. So, vandag wil ek net vir jou verklaar en sê, Christus het in jou storie ingestap. Hy herskryf jou identiteit. Hy is jou middelpunt, jou boodskap, jou asem en jou krag. Vreugde behoort aan jou, vrede rus op jou. Jy dra die lig van Christus in Jesus naam. Sjoe. Wauw, dit is mooi. Ja, so. Hoe follow ek op dit? Groot tyding van groot vreugde. Ja. So ja, mag Christus regtig net skuif van die buiterande van ons lewens af. Nou binne in die senter, die sentrum van ons harte. En mag vreugde vir almal, joy, daai great joy, mag dit regtig ons normaal wees. Ja. En ek love dit wat jy daar so, die atmosfeer wat ons saam met die goeie nuus wat al reeds, daai was vir my so mooi wat jy gesê het.
goeie nuus beteken iets het al reeds gebeur. Yes. En wanneer ons die goeie nuus ontvang en met die wete dat dit is nou iets wat nou reeds gebeur het, skep dit iets in ons. En dit bring daai absolute vreugde, daai absolute afwagting, opwindenheid vir om te gaan share. Verwagting, afwagting, ja. Om te gaan share. En wanneer ons share met daai joy en ons gaan share dit met ander, bring ons die atmosfeer in by ander mense. Yes. En dit verander ook die atmosfeer, nie deur wie ons is nie, maar wie hy in ons is en deur ons is. Ja. Dan is ons 'n wissel vir hom wat net beweeg en dit versprei, wat al reeds gebeur het. En hy vloei net deur ons. Ek sal dit nooit weer anders sien nie. Dit is my so mooi geweest. Daai was vir my 'n openbaring geweest vandag, is net, dit het al reeds gebeur. Yes. Ons is al reeds gered. Ons is al reeds gekies. Yes. En nou is ons die een wat uitgaan en sê, jy's gekies vir 'n ander vrou, 'n ander persoon, en wat met daai boodskap loop. Daai goeie tyding. Ja. Wat en ons moet dra. Nog iets wat jy gesê het wat vir my ook so indrukwekkend was, my afleiding van dit was dat wanneer ons besef wie en wat ons is in hom en ons purpose, en wanneer omdat ons almal deel is van die liggaam van Christus en jy is so vergenoegd in wie jy is in hom en jy verstaan jou purpose vir wat 'n deel jy is in die liggaam van Christus en jy leef dit in volheid, is dit 'n gedeelte van die liggaam wat want is al opwindenheid is in 'n mens se liggaam, dit tingle so deur die hele liggaam. Mense is so excited en ek weet ek raak so excited dat ek sal regtig baie keer dan sal ek en my man in die kar sit en daar's nou 'n lekker funky lekker gospel song wat opkom en dan begin ek altyd so met 'n skouer of 'n ding, dit hy tingle sommer so hy tingle altyd so lekker deur mense hele liggaam en laat ons daai deel wees wat andersom is so 'n bietjie aansteek en wat net so 'n bietjie daai tingle bring en daai huppel bring. En dit net so insit en laat daai joy so kan versprei en wanneer jy daai joy, daai peace en daai absolute vrede, laat ons dit so sal versprei, laat dit maar net sommer aansteeklik sal wees. Ek dink jy dit nou sommer hierso. Ja. Ag ja, jette. Marlies, ek dink ek wil vir jou vra, gaan jy vir ons 'n gebed doen? Ek sal. Om mee af te sluit en net hierdie go for it. Nou kom ons bid saam. Ag Here Jesus, baie baie dankie vir sommer dat ons so kan om die woord sit en kuier en dat ons U werklik waar weer net kan onder die vergrootglas, ons lewe onder die vergrootglas plaas en kyk, is ons regtig daar waar U ons wil hê. Vader, help vir ons om werklik waar U as middelpunt in ons lewe altyd van U bewus te wees daar. Vader, dat U is ons boodskap. U is ons krag. U is ons vreugde en vrede wat alle verstand te bowe gaan, weet ons kom van U af. En daarom kom ons net en ons gee weer net opnuut oor vandag. Vader, soos ons net nou gesê het, dat U nie aan die rande van ons lewens sit, aan die buitekante nie, maar dat U absoluut die sentrum van ons hart sal wees. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons sal uitgaan en werklik waar atmosfeer changers sal wees. Dat ons werklik waar, dat mense in ons verhoudings, in ons kinders, in ons werksplekke, in ons huise sal sien dat U is koning
nie net van ons eie lewe nie, maar van oral waar ons beweeg. Dankie daarvoor, Here Jesus. Seën elke persoon wat luister, waar daar hartseer is. Vader, dat U die een is wat sal kom vashou, toemaak, sal vertroosting bring, Here. Wees U die een wat die lig in ons aan die brand steek, dat ons lampies by U sal brandend hou die hele tyd. Dankie daarvoor, Here Jesus. En ons gee al die eer en lof en aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Marlies vir daai en dankie dat julle saam geluister het. Terwyl Marlies so besig was om te bid, ervaar ek net hierdie daar's 'n ding wat ek vir my kinders geleer het, veral as hulle partykeer nie weet wat om te bid nie. Ek wil sê head, shoulders, knees and toes. En om dit prakties te maak om hom in all te bring. Om te sê, vat dit van head, shoulders, knees and toes en Here, of bring Jesus in jou gedagtes in. En maak hom die middelpunt van jou gedagtes, want waar jy hom in, ons het daaroor gepraat, en ek wil nou nie weer die program van vooraf begin nie, maar ek wil net gou hierdie gesê het, maak hom die middelpunt van jou gedagtes, want waar jy hom inbring, verander dinge. Yes. So waar jy hom in jou gedagtes inbring, verander jou gedagtes. Maak hom die middelpunt van hoe jy dinge sien, en vra vir hom, laat jy sal sien deur sy oë. En laat jy hom in die middelpunt sal sien van alles wat, hulle sê mos altyd, wanneer jy die Here in alles wil sien, gaan jy hom in alles sien. Yes. En laat hy die topnoot, maar ook die middelnoot van die reuk is wat ons kry. As ek nou vat essensiële olies, het hy top, middel en 'n basisnoot. Laat hy die middel en die basisnoot sal wees. En dit wat ons hoor, laat ons in elke situasie wat ons hoor, laat ons sal hoor wat sê Jesus vir ons in elke ding, en laat ons sal hoor soos wat hy wil hê ons moet hoor, en laat ons dit sal raak luister. En dat dit wat ons praat, laat mense sal kan agterkom dat hy is die middelpunt van ons lewe. Dat elke woord wat ons spreek, laat dit ook weer terug sal gaan na hom toe, en die middelpunt van hom sal Jesus die middelpunt van ons gesprekke sal wees, maar ons harte, dit wat in ons hart aangaan, laat dit wat uitvloei, dat dit op die opreg. Absolutely. En dan, daar waar ons raak, laat ons sal raak, soos hy wil hê ons moet hande van seën wees. En dit genesing, nie? Exactly. Maar laat ons krop, so, en ek wys nou so lekker na my maag toe, laat ons so vol van hom sal wees. Laat hy al die voeding is, wat in is in ons, en dit alles is wat uitvloei, maar laat ons loop in sy voetspore. Laat hy die middelpunt van dit ook is. Amazing. So ek het net ervaar om dit ook met julle te deel. So ons groet julle, mag julle geseënde week verder hê, tot volgende week. Blessings.